Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens vanoggend en dis lekker om almal te sien en ons is ook hier by mekaar natuurlik in die Here se naam om hom as gemeente saam te ontmoet in die erediens. En mag jy regtig tydens die liturgie gelei word tot 'n lewende ontmoeting met die Here. En die Here groet jou vanoggend genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom sluit die oë asseblief. Ons hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om in U huis te kan vergader en om ons geloofsfamilie U troonkamer in nederigheid en uit diepe dankbaarheid te kan nader. Vader, ek wil vanoggend 'n stukkie uit U woord aanhaal, Jesaja 40 van vers 28. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val, maar die wat op U Here vertrou, kry nuwe krag. Ons hemelse Vader, self in U woord staan dat ons moeg en afgemat kan word, en selfs soms so voel, en soms is ook struikel, en ons wil graag almal wat dalk hier in die huis sit, of daar buite is, wat dalk so voel, en ons weet nie van hulle nie, na U te bring. En ons beroep op U wonderlike belofte, U woord, dat U op ons, U vertrou en kry nuwe krag. Here, ons bring vir Melinda, wat nog steeds besig met haar behandeling. Ons bring vir Darlene Meiberg, Here, wat besig is met behandeling. Dominee Leon Forsman, wat ons gehoor het dat nierkanker het, Here. En dan Irene Heldegaard, Here, wat in die ICU lê, Here. En ons lê hulle voor U neer. Voor die voete, en met die bevestiging in die woord Jesaja 41 van vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou, genees ek jou. Here, ek vra dat U almal van hulle sal styf vas, Here, en saam met hulle hierdie moeilike pad sal stap, Here, want ons weet, op U kan ons vertrou, en U gee ons nuwe krag. Here, nou kan ons as 'n gemeente ook saam met die huisgesin van Christian en Celestefees vier, met die besonderse prestasie wat Mia ontvang het. Dankie dat sy haar talente, wat U aan haar toevertrou het, in volle gebruik. Ons sê ook baie geluk aan Mariet, Pieter en Ankie se dogter, wat die 24 Februarie DV en die egverbind gaan word met Willem van der Westhuizen. Ons wens hulle alle geluk en voorspoed toe met die groot stap. En ons hemelse Vader, seën asseblief hulle komende huwelik en bly die middelpunt van hulle lewe en huwelik, want ons weet dat die huwelik baie kosbaar is vir U. Baie geluk aan die lidmate wie se naam in die DLK verskyn, wat in die komende week verjaar. Dankie dat U nog 'n jaar tot hulle lewens toegevoeg het en laat hulle 'n wonderlike dag saam met hulle geliefdes vier. Hier die 24 Februarie DV lê 7 van ons jong lidmate belydenis van geloof af. Dankie dat U elke tree saam met hulle gestap het deur die proses. En Vader, wees asseblief saam met hulle verder op hulle pad. Seën hulle en wys asseblief vir hulle pad vorentoe. Ons bid vir Dominee Stefan wat vir ons die woord gaan bring. Maak ons ore oop en ons harte toeganklik vir U woord. Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Dankie dat U altyd na ons luister, Here. Vader, ons bid alles in die heilige kosbare naam. Alle eer aan U. Amen. Skriflesing kom uit 1 Petrus, hoofstuk 1 vanaf vers 22. 1 Petrus 1 vanaf vers
20 en ons lees tot hoofstuk 2 vers 10. En ons fokusverse is 1 Petrus 2 vers 4, 5 en 9. Ek lees uit die 1983 vertaling. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle kan immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Fokusverse is vers 4, 5 en ook vers 9. Ja, die afgelope tyd fokus ons nogal redelik op die groot opdrag. En mens beleef ook disipel, nee, die groot opdrag is mos dat ons moet gaan uit na al die nasies en maak disipels van al die nasies. Dis waarmee die kerk besig moet wees en mens beleef ook, as jy so kyk ook in die media, die multimedia en so, social media, dan sien jy baie kerke fokus nou daarop. Dis waarmee die Heilige Gees besig is, oor disipelmaking. En dis waarmee ons moet besig wees, en ons het ook al 'n bietjie met mekaar gepraat en sê, ja, maar dit is nie eintlik waarmee die kerk in die algemeen hoofsaaklik besig is nie. En ook die disipels wat kerke lewer, en ek praat nou menslik gesproke daarvan, nee, lyk baie keer oppervlakkig. Mense word nie regtig toegerus as disipels nie. Nee, ons sien dit, beleef dit, in ons gemeenskap, hier's baie kerke, maar jy beleef nie dat dit 'n invloed op die gemeenskap, geestelik beïnvloed. Jy kom eintlik agter, daar's 'n geestelike morele agteruitgang in die gemeenskap. Selfs 'n fisiese agteruitgang. Dinge lyk of dit bietjie uitmekaar uitval. En mens hoor net al hoe meer, en as jy op die veiligheidsgroepe van jou gemeenskap is, dan hoor jy daar is 'n dwelmhandelaar en al die goeters, dwelms, prostitusie. Dit lyk nie of die kerk regtig 'n impak maak op die gemeenskap nie. Die geestelike impak wat ons behoort sout en lig te wees nie. En dis hartseer. En hoekom is dit? Dis baie keer omdat ons die disipelskap wat ons half verkondig dalk baie oppervlakkig is. Dis die probleem. Mense hoor baie keer hulle sê die kerk is dood. Nee, die kerk is dood, want waar sien ons die kerk dat ons 'n verskil maak? Nou Petrus skryf ook in sy brief aan die gelowiges in Klein-Asië, waar daar ook doodsheid in die kerk gedreig het. Hoekom was daar doodsheid wat gedreig het? Is omdat die gelowiges daar in Klein-Asië, nee, hulle was nog nie baie mense gewees nie, maar hulle is vervolg weens hulle geloof in Jesus. En hulle is uitgestoot, hulle is beskuldig, en veral die Jode ook, net hulle natuurlik ook verdag gemaak voor die heidene. En
hulle het 'n ratte gelei weens hulle geloof. Dit was nie maklik geweest om jou geloof uit te leef nie, en daarom het baie gelowiges gevoel, kom ek bly maar eerder stil, ek sê nie ek is 'n Christen nie. Nee? Of kom ek gaan nou maar saam met die stroom. Ander het weer radikaal besluit, man, ek sal vergeld, nee, as hulle so maak met my, ek vergeld. Nee, ek staan in die vlees, fight ek. Ja, ek wil nou amper iets gesê het wat Gert vanoggend gesê het van cage fighting, 'n Christelike cage fighting. Nee, en daar is dalk sulke mense wat voel, jy weet, man, ek is 'n Christen, ek sal fight, nee, in die vlees, man, as dit nie vlees. Dit is nie in die gees, onder leiding van die gees nie. En daarom dat doodsheid in die kerk gedreig, dat die kerk nie meer 'n impak gehad het op die wêreld en op die omgewing nie. En Petrus kom en hy bemoedig die gelowiges. Hy sê ons moet saam groei. Julle as gelowiges moet saam groei tot lewende stene waaruit die geestelike huis van God bestaan. Die kerk moet lewendig wees. En elke lidmaat is 'n lewende steen in hierdie geestelike huis van God. Ons moet lewe. Die kerk waar ons gaan, moet ons 'n verskil maak. Moet die Heilige Gees deur ons werk, moet ons sout en lig wees. Dit is net, kerk moet lewe. Laas Sondag vinnig gekyk, ek gaan net weer saamvat, hoe word ons lewendig? Nee, hoe word die kerk lewendig? En dit is, gee hy vir ons in vers 4, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. So as jy wil lewe, dan moet jy kom na Jesus, kom na hom toe. Hy maak lewendig, hy is 'n lewende steen, hy het nie net lewe in homself, hy gee ook lewe aan die mense wat na hom toe kom. Nee, dis om na Jesus toe te kom, dan kry jy lewe. Hoekom? Wat beteken dit om te kom na hom? Dit is om te glo in Jesus, te glo in sy kruisoffer. En ook na sy lewegewende woord te luister. Dit bring vir jou lewe. Want Jesus het natuurlik ons kom versoen met God die Vader. So as jy na Jesus toe kom jy in 'n vader-kind verhouding met God almagtig, wat skepper van hemel en aarde is, wat alles beheer, en dan het jy hoop. Dan kan jy nie sê ek het nie hoop nie. Nee, my lewe is in my Vader se hande. Almagtig God, skepper van hemel en aarde. En dan kom 'n vrede, ek hoef nie meer self te fight nie. Wat doen 'n pa? Pa beskerm sy gesin, beskerm sy kinders, voorsien aan sy kinders, versorg hulle. En dit bring vir jou lewe. Jy kry, dan kom daai vrug van die Gees kom outomaties oor jou as jy na Jesus toe kom. Van ek's 'n kind van God, ek het 'n pa wat vir my sorg, wat vir my voorsien, wat vir my lief is, my lewe is in sy hande. Outomaties kry jy die vrug van die Gees. Jy kry lewe. Ek het dit so duidelik beleef ook, die naweek, daar so 'n jong man, dan kom hy na het ons 'n stap gaan teer, kom hy na my toe en sê vir my, kyk hier, ek het alles gemerk, wat nou? Alles in my lewe is die mekaar, is verkeerd. Dan dink ek aan hierdie lied wat ons nou gesing het. Spreek die naam van Jesus daaroor. I speak Jesus. Oor elke kwaal, depressie, siekte, dinge. Spreek die naam van Jesus. Kom na Jesus. Dan sê ek vir hom, kom na Jesus. Bring dit, lê dit voor hom neer. Dis hoekom hy gesterf het aan die kruis. En jy sien hoe pak hy dit af. Hoe word hy ligter? Hoe verander hy? Al daai goed. Elke mens het tog 'n gesin van geregtigheid, nê? Al is ons nog nie eens 'n gelowige nie. Jy weet tog, dinge is nie reg nie. Dit wat ek gedoen het is nie reg nie. Ek het een keer met 'n Alpha kursus, nê, dan praat Nicky Gambo, praat hy daarvan, nê, dat een keer 'n ateïs, nê, op 'n televisieprogram waar hulle geredekabel het met Christene en so. Toe sê daai ateïs, 'n baie bekende ateïs, wat ek julle Christene, wat ek jaloers is op julle Christene, is dat julle het iemand wat julle kan vergewe. Ek het niemand wat my kan vergewe nie. Dis wat ons beleef. Beleef as die mense kom, soos met hierdie naweek kom, bring al daai goeders. Jy weet, dis nie reg nie. Maar jy hoef dit nie meer verder te dra nie. Kom na Jesus. Glo in sy kruisoffer. Glo dat hy het gesê het, dis volbring. Dis klaar. Dis afgehandel. En dan word daai vrees, daai skuldgevoelens vervang met aanvaarbaarheid.
met liefde, met vrede wat deur my vloei, wat ons ook gesing het. Kom na Jesus, glo in sy lewegewende woord, plaas jou onder sy autoriteit. Dis die beste plek om te wees. Ja, ons wil self in beheer wees, maar kyk maar waar mense self in beheer is nie. Kyk maar na die gemors wat is. Maar kyk waar mense onder die autoriteit van Jesus en van God kom, dan is daar lewe. En dan, ja, en die Heilige Gees bou ons tot lewe. Jy hoef nie te dink, ek moet lewe nie, ek moet nou in myself, en kom na Jesus toe, dit gaan outomaties gebeur, want dis die Heilige Gees, wat dan lewe in jou wek. En dit sê vers 5, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, nee, laat, is nie die vorm van die werkwoord, nee, is nie 'n aktiewe vorm nie, dis is 'n medium. Dit is 'n vorm van die werkwoord, beteken, dis nie 'n handeling van die gelowiges nie, maar 'n handeling met die gelowiges. Dis 'n handeling van die Heilige Gees met die gelowiges. Outomaties laat die Heilige Gees jou dan 'n lewende steen inbou in die geestelike tempel van God. Nee, waar offers gebring word aan die Here, waar sy naam verheerlik word, sy naam groot gemaak word. Jy kan nie anders, as die Here eers aan jou, as jy eers na Jesus toe gekom het, nee, jy het regtig om al hy sorges aan hom oorgegee. Outomaties word jy opgebou deur die Heilige Gees, handeling van die Heilige Gees met jou, en jy wil net offers bring. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Maar dan het ons ook, dis die geheim van lewe. Kom na Jesus, maar dit is ook die geheim van doodsheid in die kerk. Dat mense nie meer wil kom na Jesus nie. Nee, ons het laas Sondag bietjie vinnig gekyk, hoekom wil mense nie kom na Jesus nie? Want dit vra dissipline. Nee, die teenoorgestelde van genade is verdienste, nie dissipline nie. Genade van God sluit nie dissipline uit nie. En dit vra dissipline om na Jesus toe te kom. Ek dink my aan hierdie naweek, ons het Woensdag aand begin, Vrydag aand, Saterdag heeldag, en dan sluit ons nou af. Dit vra dissipline om te besluit, weet wat, ek gaan. En mense vertel ook die Vrydag, wat se goeders gebeur, wat hulle wil weghou, om nie te kom, om hierdie waarheid in Christus te ontvang, wat hulle vrymaak nie. Dit is baie lekker om 'n Vrydag aand eerder te braai, en dalk miskien voetspore te kyk, en daai so, nee, dit vra dissipline om te kom. Saterdag heeldag daar te sit, en ek was so verbaas. Daar's 'n ou oom en tannie, ek weet nie dat hulle ouderdom is, Celeste weet jy hoe oud hulle is nie, maar hulle sukkel om te loop. Amper 90 die oom, Engelse oom. Nee, rou Engelse oom, en tannie. Hulle wil niks mis nie. Kyk, as ons sê, hoor so, wil jy kom vir gebed, dan is hy eerste daar, dat sy rug moet bid en alles, en Vrydag aand, toe sê hy, jo, ek het lyk my diens gekry, want dit is geolie. En gisteraand weer het hy weer gekom, en hy het gebuig, en het ek geskrik het toe hy soos hy buig. Hoe die Here hom kom aanraak het. Hy het omtrent sy lyf so uit, verder as ek gedraai. Dit is so wonderlik om te sien, hierdie oom en tannie, net dit dink my om Willie wat gesê het, jy don't retire, refire. Hulle refire, hulle wil niets mis nie. Op 'n stadium met Celeste is hier agter hulle rug, maar wie hulle draai om, hulle gaan sit aan die ander kant, hulle wil niets mis nie. Ja, dis wonderlik. As jy sien, daai dissipline, ons praat van geestelike dissiplines. Die Here red ons nie net in Jesus en sê, nou bly jy maar net op daai geestelike vlak, tot jy eendag, laaste asem uitblaas, dan gaan jy hemel toe nie. Die Here red jou, en jy gaan op. Maar dit vra dissipline. Dit vra dat jy maar opstaan en kom. Kom na die erediens, kom na die geleenthede daar is. Nee, en mense is so, ag man, ek gaan wanneer ek so voel. Wie as my so voel, die Satan sal baie goed op jou pad sit, wat lekkerder voel as om te kom na Jesus toe. Dis wat die lewe lê, om te kom na Jesus toe. En wat doen 'n lewende kerk? En dis nou waar ons by vers 9 kom. Wat doen 'n kerk wat lewe? Wat uit lewende stene opgebou is in 'n geestelike huis waar priesters offers bring, soos dit staan in vers 5.
Nou, voor ons kom by wat doen so 'n kerk, nê? Petrus, hy wil eers vir ons sê wie ons is. Dis nie wettiese dinge wat jy moet doen nie. Julle weet mos, jou identiteit bepaal wat jy doen. Omdat ek 'n pa is, doen ek sekere goeders teenoor my kinders. Omdat ek getroud is, net doen ek sekere goed en ek weerhou my van sekere goeders. Jou identiteit bepaal wat jy doen. Jy kan vir 20 jaar saam leef, nê. Dit maak jou nog nie getroud nie. Dit maak jou eers getroud wanneer jy sê ja vir mekaar. En dan leef jy ook anderster. Dan is daar 'n commitment, 'n verbond met my huweliksmaat. So jou identiteit bepaal jou dade, nie jou dade bepaal wie jy is nie. Ek kan soos 'n vrou wil aangaan, ek kan soos 'n vrou aantrek en probeer maak vrou goeders, net maak my nie 'n vrou nie. Want ek's 'n man. Jou identiteit bepaal wat jy doen. En dis wat Paulus vir ons sê, wie jy is. As jy besef wie jy is, nee, dan gaan jy uitstaan in die wêreld. Dan gaan jy nie stil bly nie, dan gaan jy nie saam met die stroom nie. Dan gaan jy 'n verskil maak. Maar dan moet ons weet wie ons is. In vers 9 gee hy uitbreiding, so 'n kommentaar op vers 5. Hy sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat die duisternis geroep is na sy wonderbare lig. Dis die een ding op die ander. En jy hoef dit nie te word nie, jy is dit in Jesus. As jy na hom toe kom, nee, dan is jy dit. Jy hoef dit nie te word nie. Wie te werk om dit te wees nie. Jesus het vir jou gedoen. Dis wie jy is, dis hoe God na jou kyk. Kom ons vat net so vinnig. Weet, en hierdie is eintlik terme wat afgesonder was, eretitels vir wat afgesonder was vir God se ou testamentiese volk, vir Israel. Maar ons, as die Nuwe Testamentiese geestelike gebou, want offers gebring word, dis nou ons. Daai eretitels is nou op jou van toepassing wat kom na Jesus, wat glo in sy kruisoffer, wat luister na sy lewegewende woord. Ja, uitverkore volk, nee, jy's uitverkies. Jesus was deur die Vader uitverkies as die Messias en daarom is ons ook uitverkies. En dit verwys hier na Jesaja, hy gebruik woorde van Jesaja 43 vers 21. Dis die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Nee, jy sal sy lof verkondig. Hy het jou geskape, hy het jou deel gemaak van sy volk. En Jesus uitverkies en daarom is ons ook uitverkies. Ons is 'n koninklike priesterdom. Sagaria profeteer van die Messias en sê hy gaan 'n koning en 'n priester wees. Ja, hy sal die tempel van die Here bou en hy sal majesteit verkry en sit en heers op die troon. Ook sal hy 'n priester wees op sy troon. Jy's 'n koninklike priesterdom. Dis die aard van gelowige, nê? Jy's mos koning en koningin, priester, priesteres en nog 'n profeet ook. 'n heilige nasie. By die berg Sinaï sê die Here vir Moses, vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. En Jesus het jou geheilig met sy bloed. Jy hoef nie heilig te word nie. God kyk na jou deur die bloed van sy seun Jesus en hy sê, jy is 'n heilige nasie, 'n heilige volk. Afgesonder vir dienswerk aan God. En die eiendomsvolk van God. Maleagi profeteer ook, hulle sal aan my behoort, sê die Here, heerser oor alle magte, hulle sal my persoonlike eiendom wees, op die dag wat ek voorberei. Ek sal deernis met hulle hê, soos 'n man deernis het met sy seun, wat vir hom werk. So ons is God se eiendomsvolk, en dis nie net ons wat dieselfde taal praat, en dieselfde kultuur het nie, net dit oorspan, taal en kultuur. Dit maak jou los van nasionalistiese bande. Ek beleef dit. Ek het beleef hierdie naweek weer wat 'n voorreg om aan 'n groep te bedien met soveel verskillende agtergronde, soveel verskillende tale. Mense daar uit Natal, Indiër, Zulu, dan swart vrouens, kleerlinge, wit, Afrikaans, Engels. So multikultureel. Ek dink is moontlik nie. Maar Jesus
Daar's net een antwoord en dit is Jesus. Hy bind alle volke en taal bymekaar. Sy waarheid geld vir almal. Dink, ja Gerard, jy het ook dit so geplaas, van 'n Palestynse gelowige, wat gesê het hoe hy geleer is om ook die Jode lief te hê. Want jy moet weet, die Palestynë word grootgemaak, jy moet 'n Jood haat, jy moet hom doodmaak. En hy het tot gekom tot geloof in Jesus en het gesukkel, hoe kan ek die Jode lief hê? Want volgens die Palestynë, as jy Jood lief het, dan haat jy jou eie volk. En die Here het hom gewys, as jy uit die vlees jou volk lief het, dan haat jy ander nasies. Maar as jy deur die Gees jou eie mense lief het, dan het jy ook ander mense, ander nasies, ander volkere lief. Ek is lief vir my volk, vir die Afrikaners. Ek is lief. Maar is dit deur die vlees of deur die Gees? Want dit sien mens nou baie wat nou op multimedia, social media aangaan. Dit moet deur die Gees wees. Dan is jy ook lief vir ander volkere. En dan begin jy agterkom, maar weet wat, ons almal is dieselfde. Jesus is die antwoord vir Suid-Afrika. Ons met al ons kulture en tale en goeders. Jesus. Kom ons spreek die naam van Jesus oor ons volk, oor ons land, oor die nasie, oor ons almal. Die naam van Jesus. Hy is die antwoord. En dan het ons my eie mense en ook ander mense lief, want ek het my eie mense lief deur die Gees en nie uit die vlees nie. En dan is ons die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat ons uit die duisternis geroep het na die lig. So wanneer bring ons offers aan die Here? Ons lees ook van geestelike offers waarvan Paulus praat. Petrus praat daarvan in hierdie 1 Petrus 2, maar daar's ook offers, geestelike offers waarvan Paulus praat in Romeine 12 vers 1 tot 8. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ons het baie lede in een liggaam, die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, vir ons die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. As hierdie gawes van die Gees begin funksioneer deur mense, dan maak mense hulle harte so oop. Voor soos naweek seminaar, dan bid ons vir elke seminaar, gaan ons 'n profetiese woord. Ja, en daai profesie het die mense se harte so gedraai en oopgemaak. Want hulle beleef iets bonatuurliks. Hierdie persoon ken my nie, dis die Here wat nou met my praat. So, wanneer gee ons werklik dankbare geestelike offers aan die Here? Is wanneer ons die Jesus bekend maak. As ons hom verkondig. Daai vers waar staan dan, ons moet verkondig hom wat jy die duisternis geroep het na die wonderbare lig. So God se naam word veral geëer as ons die evangelie uitdra. Jesus aan mense bekend maak. Hom verkondig. Dan bring ons veral hierdie geestelike dankbare offers in hierdie tempel waar God ons geplaas het, die geestelike huis. En dan lees ons nou hier in Romeine 12 vers 1 tot 8, ons elkeen doen dit op ons eie manier. Daar's nie net een manier nie, een vorm nie. Nie almal het die gawe om daar op die hoek van die straat te staan en te preek en te sê burn of sweets nie. Nie almal daai persoonlikheid nie. Nie almal is eintlik teachers nie, onderwysers wat leer nie. Ons het verskillende gawes. So ons elkeen doen dit op ons eie manier, maar dis wanneer jy gawes gebruik omdat jy lief is vir Jesus, lief is vir God. En mense dit kan beleef, dan is dit 'n geestelike offer wat jy bring. Wanneer jy jou gawes, jou tyd en talente gebruik omdat jy lief is vir die Here. Omdat jy hom ken, omdat jy na hom toe gegaan het en die Heilige Gees jou lewend gemaak het. Mense sien Jesus in jou lewe en optrede.
Ons het verskillende gawes. Daar's mense wat die gawe van gasvryheid het en kan so lekker nuwelinge intrek, soos wat die diakonie daar by die deur staan en sê, hier's 'n nuwe, kom, wees jy, help, kom sit, welkom hier, Party mense het daai gawe van gasvryheid, laat iemand vinnig tuis voel. En laat hulle tuis voel, hier in die gemeente. So maak jy Jesus bekend. Party het die gawe van, as ek nou dink een van die gawes wat ek nie het nie, en dit is die gawe van kos maak byvoorbeeld. Gelukkig voorsien die Here aan sekere mense wat kan kos maak. Ek dink aan die vroue aksie en organisasie, Santjie besig is. En ek is so dankbaar, weet my gesin, Elsenbury moet nie kos oor naweke maak nie, want dan is nou 'n aftyd, dan is ek nie daar om te braai nie, dan is dit 'n probleem. En gelukkig Stefan vir my gister ingestaan. En ek gaan net nou later vandag 'n koue braaivleis eet. Ek sien uit daarna. Hy het toe gister gebraai by die huis. Net hy daai gawe. Hy het die gawe, kan ek sê om kos te maak. Ariadne is baie gelukkig. Ek kan Elsenbury is 2 wat die gawe sou kos maak het nie. Ek weet nie of hy het gemaak het omdat hy oor my geworry het nie. Ek dink meer oor Ariadne, maar nou ja. Ja, van kos maak byvoorbeeld, Party het die gawe van administrasie. Nog 'n gawe wat ek nie het nie. As ek iets moet administrasie moet doen, net soos 'n berg voor my. Maar die Here voorsien. Dink aan Ankie wat die kantoor hardloop van die huis af. Pieter wat nie net administrasie vir die gemeente doen nie, wat dit nog sommer vir die klasses doen. En skielik funksioneer ons klasses. Daar's kontinuïteit en Pieter hou ons op ons tone. Ek sien daar's nou weer vanoggend te kyk 'n e-pos wat Pieter gestuur het en sê dit moet nou weer gebeur daar by die klasses. Dis wonderlik. Toe ons begin het met die oorwinnaarsbediening, het ons 'n fotostate uitgedeel. Toe kom oom Willie, oom Willie Volskenk en sê, maar wat gaan hier aan? Dis wonderlik wat julle doen, maar hierdie fotostade, dit is so onprofessioneel. Daar moet 'n boek wees. Hy kry vir Elsenbury om die voorblad te ontwerp en alles. Ons het 'n boek en die dinge gaan beter. En toe kom dit nog beter toe Celeste deel raak. Doen al die admin. Dinge is net in plek. Kyk, as ons begin, dan is dinge in reg. So het elkeen sy eie manier, sy eie gawes, wat jy Jesus bekend maak en die kerk opbou, die gemeenskap van gelowiges opbou. Jy doen dit op jou eie manier. Want God het vir ons verskillende gawes en talente gegee. As jy, dan praat ons, ons kan aangaan, ek kan elkeen so uitwys hoe die Here gebruik, die musiek, mens kan aangaan, maar julle verstaan wat ek bedoel. As jy, as gevolg van jou geloof in Jesus, jou gawes tot beskikking stel van die Here, om hom aan die wêreld bekend te maak, dan is dit jou dankoffer aan God, wat vir hom welgevallig is. Ja, selfs ons beste werke, wat ons ook so doen, waar ons gawes gebruik, ek weet ook, daar's baie dinge, wat ek maar swakheid, wat mense maar doen, maar jy doen dit, en dan dink jy, dit is nie goed genoeg nie. Weet ek voel baie keer, hoe kan ek in Engels gaan aanbied, weet, en so, maar wat gebeur? Christus se kruisoffer, maak dit reg. Hy maak dit vir God aanvaarbaar. En die Gees werk deur 'n mens. En jy staan verbaas wat die Here doen. Amen. Ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die lewe wat ons kan vind by U. Dankie, Here Jesus, dat U die lewende steen is, die hoekklip wat vir ons lewe gee. En dat ons lewende stene in hierdie geestelike gebou kan wees en dan ook offers bring as 'n koninklike priesterdom. En dankie Here, ek loof en prys en dankie vir Bergbron gemeente. Vir elkeen wat U hier geplaas het. En waar ons kan saam hande vat en arbei in U koninkryk. En dat U ons elkeen met ons verskillende gawes gebruik om geestelike offers te bring. Om U naam bekend te maak aan 'n verlore gaande wêreld. Dankie Here vir U genade. In Jesus se naam alleen. Amen. Ja, ontvang die seën van die Here sodat jy sal uitgaan en in naam van Jesus gaan spreek oor jou hele lewe en oor die wêreld. Die genade
van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.